33 tot 36, oor diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee, dat dit hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede. God onze Vader en onze Here Jesus Christus, die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Here en antwoord op sy seën. Sy groot seën hier in sy medediens. Ons sing Psalm 107, waarvan gaan ons sing vers 1 en 3. Psalm 107 vers 1 gaan ons sing: Die Here se kinders word verlos uit hulle ellende uit. Uit, lees ons hier, nie van hulle ellende nie, maar hulle word verlos uit hulle ellende uit. Hierby lees ons ook van die slawe, gaan ons ook sing van die slaweband. Psalm 107, ons sing daarvan 1 en 3, en daarna gaan ons geloof saam bely.
Toe het God al hierdie woorde gespreek, het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê. Jy mag vir jou geen gesnede beeld, enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien, want ek, Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie hou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf word bly. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werke, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Here jou vader en jou moeder, wat jou daar verleng mag word in die land van die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis nie jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Antwoord is deel van ons oortbrediging, Psalm 77, waarvan sing ons strofes 1 en 4. Psalm 77, strofes 1 en 4, en daarna gaan ons saam. Onse Vader in die hemele, die wat altyd getrou is en woord, ons mag sing van die goede tierenheid wat bestendig is. Ons sien dit vanuit die woord,
waar hy eers in die troue verbondsliefde kom en die volk verlos. Hulle verlossing is nie gegrond op hulle nakoming van die wet nie. So sien ons troue verbondsliefde raak. Mag ons dit meer en meer raak sien in ons lewens. Mag ons meer en meer daarna soek en daarna smag. Die liefde te ken. Baie kere is ons op 'n plek wat ons ver van die voel. Partykeer en ons sê ons het voel of ons gebede in die plafon vasgaan. Dan weet ons Here, die probleem is nie by ons nie, of nie by U nie, maar by ons. U verbondsliefde is altyd daar. Is altyd soos die vader van die verlore seun. Wag hom in, as hy daar met die pad aangestap kom. Ag, Vader, wag hom so die troue verbondsliefde weer en weer nie. Wil hy daar weer ons lewens rig, dat ons lewens weer en weer aan U kan toewy. Ons weet dit is geanker in ons sekerheid. Ons sekerheid wat ons het in U en in U liefde vir ons. Maak ons meer en meer seker van ons verlossing, van ons uitverkiesing, sodat ons getroos mag wees in U, Here. Sodat U al die eer mag ontvang elke oomblik van ons lewens. Het ons kom ontmoet hier in die erediens. Ons het U kom ontmoet in die erediens. Ons besef dat ons is nie waardig nie. Ons het die wet gelees in ons woorde. En ons besef ons werklik God. En om die diepgaande van hierdie verbondswoorde te ken en te besef, dit sukkel ons mee. Ek dink om onsself te plek waar ons dit, ons is nie besluit nie, ons kom daar hierdie gebod na. Ag, ons weet nie. Die ons op die wys, hoe nodig ons hier het. Stukken die woord ons in onsself is in ons sonde. Maar ons wil die selfde tyd oneindig dood. Hierdie verbondswoorde en profesie is van eer na sy kom om dit te doen. Die Here Jesus Christus. Mag ons onsself meer en meer in ons verkeer. En ons die Gees vul, dat ons self weer en weer in Christus mag ken. Dat ons nuwe skeping wat ons in hom is mag ken. As ons hier die woord oopmaak, spreek ons met ons Here, wil self die woord toepas in ons lewens. Mag die woord so wees soos wat U dit sê in die woord, die lewende woord. Ons bid hier, ons enigste verlosser, die Here Jesus Christus se naam. Amen. Ons sing Psalm 2. Psalm 2 is ook baie van toepassing op die gedeelte wat ons vanoggend saam lees. Volke wat saam vergader het teen die Here se gesalfde, dis wat ons gaan sing in vers 1. Ons gaan sing, so in die middel van vers 1, gedigte koning staan gereed al om en wêreld groot is. Hulle is besig om hulle self te beraadslag vir die stryd om God almagtig na die kroon te steek. Na die kroon te steek beteken om met God te kompeteer, om met hom te kompeteer of om met hom mee te ding. Dis wat hierdie na die kroon te steek. Kom ons sal ook weer vers 1 en vers 2.
profete, mense maar ook die stoei deur die profete heen. Ek het gedink om te sê, kom ons stoei vanoggend verder deur die profeet Micha heen, deur hom heen. Kom ons lees vanoggend hoofstuk 4. Vorige keer het ons stilgestaan by vers 1 tot 8 van hoofstuk 4. Vanoggend gaan ons net stilstaan by vers 9 tot 13. Dan is Here ook volgende week van vers 14 en 5 is die eerste vers. Kom ons lees vanaf 4 vers 1 tot 5 vers 5. Micha 4 vers 1. En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die Here vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels en die volke sal daarheen toestroom. En baie nasies sal heen gaan en sê, kom dat ons optrek na die berg van die Here en na die huis van die God van Jakob, dat hy ons in sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want in Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem. En hy sal oordeel tussen baie volke en regspreek verwagtige nasies tot in die verte, en hulle sal van hulle swaarde pikke smeer, en van hulle spiese snoeimesse. Nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Maar hulle sal sit elkeen onder sy wingerdstok en onder sy vyeboom, sonder dat iemand hulle verskrik. Want die mond van die Here van die leerskare het dit gespreek. Dat al die volke mag wandel elke in die naam van sy God, maar ons sal wandel in die naam van die Here onze God vir ewig en altoos. In die dag, spreek die Here, wil ek versamel die wat kreupel is, en by mekaar maak wat verdry was, en die wat ek kwaad aangedoen het. Dan sal ek die wat kreupel was tot 'n oorblyfsel maak, en wat ver verwyder was tot 'n magtige nasie. En die Here sal koning wees oor hulle op die berg Sion van nou af tot in ewigheid. En jy skaapskoring, hemel van die dogter van Sion, na jou sal dit kom, ja, die vroegere heerskappy sal kom, die koningskap vir die dogter van Jerusalem. Waarom skreeu jy nou so hard? Is daar geen koning in jou nie? Of het jou raadgewers omgekom, sodat spark jou gang gegryp het soos van een wat baar? Krimp in mekaar en bring voort, o dogter van Sion, soos een wat baar? Want nou sal jy die stad verlaat en op die veld gaan woon. En jy sal in Babel aankom. Daar sal jy gered word. Daar sal die Here jou verlos in die hand van die vyande. En nou is daar baie nasies teen jou versamel wat sê, wat daar heilig word, en dat ons oor met welgeval en neersien op Sion. Maar hulle ken nie die gedagtes van die Here en hulle verstaan nie sy besluit. Dat hy hulle versamel het soos gerwe op die dorsvloer, staan op die dors, o dogter van Sion, want ek sal jou horing yster maak en jou kloue koper, en jy sal baie volke fyn dra. En jy sal 'n lang regverdige wins aan die Here toewy en 'n rykdom aan die Here van die ganse aarde. Nou sal jy hopelik by mekaar moet kom, die dogter van kruisbendes, vyand het 'n waal teen ons opgegooi. Met 'n stok slaan hulle die regerende van Israel die kakel. En jy, weet jy Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda? Jou sal daar van my uitgaan een wat die heerser in Israel sal wees. En sy uitgang is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Daarom sal hy hulle prys gee tot op die tyd dat die waarheid gebaar het. Dan sal die oorblyfsel van sy broers saam met die kinders van Israel terugkeer. En hy sal optree en hulle laat by in sterkte van die Here, in die majesteit van die naam van die Here sy God. En hulle sal rustig woon, want nou sal hy groot wees tot aan die eindes van die aarde. En hy sal vrede wees. Wanneer Aser in ons land kom en hy ons paleise wil betree, sal ons hier ons 7 herders stel, ja, 8 vorste uit die mense. En hulle sal die land Aser met die swaard afwy, en
die land van Nimrod by sy ingang. So sal hy ons dan van Assur bevry, wanneer hy ons land kom en ons grondgebied betree. Sover, ons gaan vooral stil van by die vers 9 tot 13. Vooral vers 12, maar hulle ken nie die gedagtes van die Here en hulle verstaan nie sy besluit. Want hy hulle versamel het, soos gerbere op die dors. In die vorige preek het ons stilgestaan by die begin van ons studie wat ons vanoggend gelees het, en daar het dit veral gegaan oor die groot vredery in die hele wêreld, al die nasies wat kom na Sion toe, na die berg van die Here wat vasstaan, wat die belangrikste berg is van al die berge en heuwels, want daar is die huis van die Here. Dit was die klem gewees van die vorige preek, juist daar waar die berg al die nasies kom soek toe, want daar was die huis van die Here gewees. En vers 2 was die fokuspunt, want daar by die huis van die Here het die wet uitgegaan, en daar het die woord uitgegaan. Daar het die volke kom versamel om by die Here te leer. En het gekom om die Here te aanbid by sy huis. Reg oor die wêreld. Dan besef ons dat vrede gaan hand aan hand met die woord van die Here. En sy wet, dit sê ons in vers 2. Die hele begin van ons studie verkondig, jy sien die vrede ry, maar dit gaan hand aan hand met die woord van die Here. Die woord, uit die evangelie, deur die evangelie wat gaan oor Christus wat ons lief gemaak het, dis waarin die vrede geanker is. Dis wat wêreldvrede geanker is. Dis waar vrede onder volke geanker is. In die woord, in die evangelie van Christus. Dis waar vrede in ons huise geanker is. In die evangelie, in die woord. Maar nou is dit asbaar in verse 9 tot 13 van Hosea 4, die teenoorgestelde staan. Hier kom die nasies en die volk, hulle vergader nou, hulle kom om die dogter van Sion te veg. Hulle kom om oorlog te maak, hulle kom maar te ontheilig. Nou is dit oorlog, was geen vrede nie. Maar waarom trek dit saam? Dit trek alles saam in Sion. Dis waar die Here juist gewoon het onder sy volk. Dit was die plek, daar, Sion was die plek waar die Here uitgekies het om sy naam te vestig daar. Ons is in elke maal in die boek Deuteronomium. Dis die plek waar die Here uitgekies het om daar te woon onder sy volk. En juist daar by Sion, waar die Here in die midde van sy volk gewoon het, daar was die Here sy volk, daar was sy bondgenoot gewees, daar was sy verkore kind, sy volk. Hy was dan nie in die gierigheid by die volk om by die Here te kom leer nie, wat die vorige preek. Nou was daar 'n opstand teen die Here, 'n opstand teen sy volk. Ons kan sê teen sy kerk. Dit trek alles saam in die verhouding met die Here, of in die gesindheid teenoor die Here. Die Here van die ganse aarde, hy is die fokuspunt, hy is die bepalende faktor. Om die volk om sy stem te hoor en by hom te leer, of wil hulle sy stem uitroep en sy koninkryk uitdelg as hulle sou kom. Die begin het ons gelees dat hulle by die Here leer. Hier lees ons nou hulle wil uitroep, sy koninkryk uitdelg, ontheilig. Die bepalende faktor is die God van Sion en jou verhouding met hom. Die hoofstuknommers in hierdie hoofstuk 4 sê ons misleidend in die gedeelte waar ons vandag stil staan, maar daar's een baie opvallende aspek wat uitstaan in hierdie verse 9 tot 14 en daarna ook nog. En as ons dit in die oorspronklike taal lees, staan dit baie duidelik uit, maar in ons vertaling staan dit nou integraal nie uit. Maar daar's een woordjie in vers 9 en in vers 11 en in vers 14 wat heeltyd vooraan staan. Dit is 'n baie eenvoudige woordjie en dis die woordjie nou. Nou in die vertaling wat ons gelees het, staan dit ook daar. Ek het dit baie sommer duidelik omring, want dit deel hierdie
duidelik op. Vers 9 die woordjie nou, vers 11 die woordjie nou, en vers 14 ook die woordjie nou. So as eintlik dis eintlik 3 dele wat een aspek heeltyd herhaal. Ons gaan nou daarby stil staan, gaan jy dit ook raak sien. Nou is die Here se volk in diepe ellende, en hulle ly en hulle kry swaar. Kyk dit maar in vers 9 en in vers 11 en in vers 14, daar's nou swaar kry. Dis vernedering. Dis die vyand wat hulle omsingel. Dis ellende. Maar elke keer na die tipe opsomming van die huidige swaar kry, is daar hierdie wonderlike belofte en voorsegging van uitredding en oorwinning. Nou vandag gaan ons net stil staan by die eerste 2 hiervan. As die Here wil gaan ons volgende week stil staan by die 3de in vers 14 en dan vers 15 vers 1 tot 5. Maar as ons net so die eerste opslag na dit kyk, dan sien ons daar's een aspek wat uitstaan. En dit is nou is 'n swaar kry, want deur die swaar kry of vanuit die swaar kry, kom die oorwinning. Kom ons kyk net gou, dan sal ons net gou stil vir 'n oomblik by hierdie een gedagte van swaar kry nou en die verlossing in die toekoms. Nou as ons nou gou versigtig na hierdie vers gaan kyk, ons het baie duidelik daar raak sien, maar in hierdie vers sien ons daar's 'n swaar kry nou en daar's 'n verlossing in die toekoms. Net in hierdie gedagte is iets besonders wat opgesluit. Die realiteite van nou in ons lewens en die beloftes van die toekoms, dit word nie van mekaar geskei nie. Belangrik. As nie die Here se woorde tot sy volk 'n verwerking van hulle huidige swaar kry nie. Die Here se woord sê dit net baie regtig duidelik hulle huidige swaar kry. Daar's nie 'n verkleining van hulle swaar kry nou nie. Dit word nie afgemaak hulle swaar kry van nou asof dit niks is nie. Asof dit iets is wat van niks belang is nie. Dit word pertinent, hulle swaar kry word pertinent die hele tyd genoem, 3 keer word genoem. Die swaar kry van nou en die beloftes van die toekoms, hulle is aan mekaar geweef. Dis nie 'n verwerking van nou en net 'n alles soekende na die nuwe hemel en die nuwe aarde nie. As ons nou ons tyd vandag sê dit is. Die lewe vir die nuwe hemel en die nuwe aarde nie. Ons lewe nou. Dis nie 'n lewe vir eendag nie. Daar's 'n nou. Wat is waar die nou? Ook bitterlik swaar. Aan die ander kant is dit ook nie net 'n lewe vir die hier en die nou nie. Dis baie keer wat ons baie keer hoor in ons taal en in die wêreld en hoor ons dit baie keer. Jy lewe net een keer. Die lewe is nou. Dis alles. Maar hier lees ons die gedeelte in die verse. Nou kon die Here se volk hoop skep en hulle kon hulle koppe optel, maar daar's 'n toekoms vir hulle. Broers, ons raak maklik vasgevang in die hier en die nou. So maklik wat die dinge van hierdie lewe vir ons meer waarde is, en meer waarde kry as die Here. Kyk maar net hoeveel tyd ons spandeer saam met die Here en hoeveel tyd ons spandeer met ons eie koninkrykies. So maklik wat die dinge van hierdie wêreld van nou vir ons meer vreugde gee as die Here. Ons raak maklik vasgevang in die hier en die nou. Maar so mooi, daar is die nou en daar is die toekoms. En hierdie twee staan nie los van mekaar nie. Hierdie twee gaan hand aan hand, dit gaan saam. Nog as die Here spreek dat hy ons sal wys hoe hierdie twee in ons tyd ook nou en in ons lewe nou saamgaan. Ons lewe van nou, partykeer is dit swaar kry, maar ook die wonderlike toekomsbeloftes wat ons het van Christus se koms. Hoe hierdie twee saamgaan. Mag ons nou met groot verlange wag. Christus se koms. Mag dit nou ons lewens nou beïnvloed.
Ons kyk na die eerste vers 9 en 10, dis die eerste paragraaf. Nou stuur die Here se volk kliphard. Nou is al nie meer vir hulle enige raadgewers nie, almal het misluk. Was nie meer 'n koning om hulle te lei nie. Dis chaos en dis verwardheid. Hier word geskryf, dis pynne wat die volk deurgaan wat gelyk is aan geboortepyn, kraampyn. Dit is die verskriklike pyn wat die Here se volk deurgaan en moet gaan deurgaan. Vers 10 sê sy gaan in die veld gaan woon. Sy gaan begin lewe soos 'n boemelaar. Sy gaan begin lewe soos een sonder 'n huis, so gaan sy op die veld gaan lewe soos 'n boemelaar. En dan word nog baie erger gesê. Hoogtepunt, sy gaan na Babel toe moet gaan. Hier kondig wie gaan die ballingskap aan, wat nog 100, 120, 130 jaar in die toekoms lê. Na Babel gaan sy dan moet gaan. 'n heidenland, waar afgode aanbid word, geen erediens meer in die tempel nie, krepel en verstrooi. Dis wat as sonde tot gevolg gehad het. 'n verskriklike ellende en rowwe pyne. Dis wat as sonde daar gebring het. Dit sien ons baie duidelik in die eerste 3 hoofstukke van die gaan. So jou eie sonde, wat Babel al voorland is. Maar die woord van die Here praat regheid. Het gaan 'n massiewe lyding en 'n massiewe swaarkry wees. Dis die gevolg van sonde. Maar, moet jy sê, kyk die einde van vers 10. Daar word duidelik bekend, daar in die ballingskap, vanuit die ballingskap sal die redder en die verlossing kom. Maar uit die ballingskap sal die verlossing kom. Maar net terloops aan die woordjie verlossing, is eintlik ook so 'n wonderlike woord. Die woordjie verlos, is hier die woordjie verlos wat bekend is vanuit die boek Rut. Die woordjie verlos dui op 'n bloedverwant verlosser, wat iemand in die familie was, wat bloedverwant is, en hy verlos dan die ander familielede. In die boek Rut ken ons dit baie goed. Naomi en Rut was uit hulle alles. Hulle was uit hulle grond uit. Hulle het niks gehad. Hulle het teruggekom na die land Israel toe met Lea. Dan kom Red Boas hulle bloedverwant, hulle losser of hulle verlosser. Met ander woorde, die woordjie verlos sê dat die volk het niks oorgehad. Hulle is 'n Babel, hulle is 'n ballingskap, wat het hulle? Hulle het niks. Hulle word verlos en hulle kan niks bydra nie. Hulle is uit hulle alles uit, hulle is 'n ballingskap, hulle is skade. Dis waar hy hulle verlos. Dis die eerste verlossing, broer en suster. Hy verlos hulle wat gedaan is in hulle self, wat niks kan gee nie. Die soort van God aan die eer, wat hom aan die toe kom. Vers 13 se laaste eer. Die buit word gebring na die God van die Here van die ganse aarde, hy van al die eer. Sy volk kan niks gee. Dis die woordjie verlossing wat daar uit die ballingskap uit word hulle verlos. Of deur die ballingskap heen word hulle verlos. As lyding na swaarkry, maar as die Here se volk ongekende troos en hoop. Die Here is ook daar. Ook daar. Daar in hulle ballingskap is die Here. Ook in die diepe ellende en swaarkry wat hulle deurgaan, ook daar is die Here. Saam met hulle. Die Here is nie oorwin deur die vyand Babel en deur die afgod wat Babel aanbid het. Want die ballingskap is nie buite die Here se raad en buite die Here se plan nie. Dis juist daar in die ballingskap waar die Here hulle verlos het. Ons swaar kry, broer en suster, is nooit
Swaarkry van die gelowiges is nooit buite die Here, buite God se raad en die Here se planne. Israel se swaarkry was geensins betekenisloos gewees nie. Die ballingskap was nie 'n verkwisting van tyd gewees nie. En as broer en suster, dis weer die stelkoes deur wat die goud gevorm word. Sy is die goud kom deur die warm vuur. Ballingskap was vir die Here se volk 'n loutering en 'n reiniging en 'n suiwering wat die Here vir hulle bewerk het. Dis die woord van ons swaarkry, van ons lyding. Ons het die Hemelse Vader wat ons deur ons loutering en deur ons suiwering hier verlos hy ons. Die verlossing kom deur die lyding heen. Ons kan amper sê vanuit die lyding heen. En die swaarkry kom die verlossing. Ons heilige swaarkry, die swaarkry van die gelowige broer en suster, is nie bedoel om te verpletter nie. Dis nie ons Vader nie. Bring die swaarkry oor ons om ons te verpletter nie. Swaarkry maak die deur oop van hoop tot verlossing en oorwinning. Dit sê die vers 10 vir ons so duidelik. Swaarkry is nooit betekenisloos nie. Ballingskap was nie vir die Here se volk die laaste woord nie. Juist daar is hulle verlos. Hier ons swaarkry word ons verlos. Dis ons Vader se hand. Hier ons swaarkry. Die tweede nou is verse 11 tot 13. Al die nasies is versamel teen Sion en teen die dogter van Sion. Vers 11, hoor ons oor hoe hulle spot, ons hoor hulle beskimp. Van die tempel van die Here wil hulle niks laat hoor nie. Alles wat heilig is, wil hulle net so graag ontheilig. Hulle kan nie wag om te sien hoe die Here se volk en die Here se plek ontheilig word nie. Ag, hulle wil so graag sien dat daar van Sion en die tempel en die Here se volk niks meer bly nie. So vergader die Here se vyande teen hom en teen sy kerk vandag nog, broer en suster. Openbaring 12, ons dink daar in Openbaring 12, die draak en die wêreld gaan agter die kerk aan. Die Here se vyande kan hom nie weerstaan nie. As die kerk moet heilig word, lag die wêreld gee fees. Maar skielik is daar 'n totale verrassende omswaai van gebeure. Vers 12 is die kern. Die Here se gedagtes en die Here se besluite gaan ons verstande ver te bowe. Kyk wat gebeur hier, broer en suster. Hier is die nasies en hier is dit amper asof die wêreld versamel. Hulle trek hulle self op, trek hulle op teen die Here se volk. Kom ons gaan verpletter hierdie klein ou volkie. En hierdie handjievol Israeliete, waar hulle kan, wil hulle al verlede. Maar wat gebeur? Eindelijk is die Here hier besig om hulle te versamel vir hulle eie uithelfing. Hulle dink hulle gaan om Sion te verpletter, Israel te verpletter, maar eindelijk is hulle besig om versamel te word vir hulle eie verpletter. Hulle is besig om versamel te word om geoes te word. Staan op die dors, bedogter van Sion, staan op die poes, bedogter van Sion. Skielik word die woordjies heeltemal verhang en omgekeer. En dan maak die Here sy volk sterk om in hierdie stryd te veg. Ek sal julle hoor en yster maak, sê vers 13. Hoor en duil krag. Dis enige dier. Dan hoor die Here sê hy geheim. Die Here gaan sy volk sterk maak om hierdie nasies te verpletter. Gaan 'n groot oorwinning wees. En die buit gaan aan iemand toe kom, aan die Here van die ganse aarde. Die oorwinning kom hom toe. Die Here van die ganse aarde. Net die laaste frase, hierdie deel is eintlik al so besondere troostvolle woorde. Ons Here is die Here van die ganse aarde.
meen selfs dat hierdie gedagte en hierdie vers die klimaks van die boek Micha is. Die Here is die Here van die ganse aarde. Daarom is dit net hy wat die oorwinning kan behaal. Daarom is dit hy wat met die Here van die hele aarde en al die nasie, daarom is dit hy wat hulle kan verpletter. Teen hierdie groot wêreldmag kan oorwin. Maar vir die Here se volk is dit weer in swaar kry. Dink jy net in hierdie groot weermag wat rondom jou versamel? Wat jou omsingel? Wat 'n beklemming moet dit nie wees nie. As die wêreld se weermag teen jou kom versamel, wat 'n benoudheid moet dit nie wees nie. Ons lewens ken ons die beklemming en die benoudheid. Soveel dinge wat ons beklem, ons benoud maak, en ons oorweldig. Maar deur die lyding en deur die swaar kry kom die oorwinning. Deur die ballingskap kom die verlossing. Deur die bespotting en die veragting van die vyande kom die oorwinning. Jesaja het iets soortgelyks geprofeteer in Jesaja 52:53. Jesaja profeteer daar van 'n knegg. Die knegg van die Here, die werker van die Here. En die einde van Jesaja 52 sê dat hierdie knegg, hierdie werker, sê hy gaan hoog en baie verhewe wees. Hy sal ontsettend belangrik wees. Hy sal voorspoedig wees. Maar net daarna, en is dit 53 van Jesaja word geprofeteer dat hierdie knegg sal verag word. Hy sal bespot word. Hy sal as ware totaal en al ontheilig word. Hy was verag en hierdie mense verlaat. Ons lees daar, hy is 'n man van smarte en bekend met krankheid. En om smarte neem hy hom om. Dit is profesie. Hierdie knegg is ons Here Jesus Christus. En hy gaan self deur 'n bittere lyding tot die dood op daardie kruis. En hy roep uit, hy skreeu uit. Die gaan 4:9. My God, waarom het U my verlaat? Hy kruk met mekaar op daardie kruis, want sy las is onberekenbaar groot en swaar. Hy ly, en hy kry swaar onbeskryflik. Ag, hoe is hy nie gespot? Hoe is hy nie beskik? Hoe is hy nie ontheilig op daardie kruis? Hy is verag en gehaat. Maar, hulle ken die gedagtes van die Here nie, hulle verstaan nie sy besluit nie. Hoor God se asemrowende gedagtes en sy besluit wat ons het lees in 1 Korintiërs 2:7 en 8. Maar ons spreek die wysheid van God wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het. Dis God se plan en God se gedagtes van ewigheid af al. Wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid, wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie, want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van ewigheid nie gekruisig het. Saak, sy magte en die wêreld versamel. En hulle werk alles in die stryd om die Seun van God te kruisig. Maar hulle ken nie God se gedagtes nie, hulle ken nie sy plan nie. Hy bewerk die grootste verlossing deur hulle bespotting, deur hulle beskuiwing, deur hulle veragting en deur hulle ontheiliging heen. En deur die Seun van God se ballingskap so bewerk ons Here verlossing. Sien die Hemelse Vader geliefde, sien sy gedagtes en sien sy planne. Dis anders as die wêreld sien, dis anders as wat ons gaan bedink. Die diepste lyding en die swaarkry om die grootste oorwinning wat daar kan wees op hierdie aarde. Christus verlos sy kerk en koop haar en hy maak haar heeltemal nuut, soos die suiwerste goud wat daar kan wees. So word die bruid van Christus versier. Die haar bruidegom, sy lyding. Die grootste oorwinning wat daar vir jou en my kan wees, word behaal in Christus se swaarkry. En dan is ons lewenspad nie anders as die volk van Oudtshoorn nie. Die woord van die Here is nie van vol. Die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin.
Dis swaar kry, dis lyding. Maar die Here is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons liefgehad het. En sister, ons stryd wat oorwin is, in Christus. Die stryd waarin ons nou stry, sal reeds oorwin in Christus. 2 Korintiërs is hiervan vol, ons dra die dode van die Here Jesus in die liggaam op. Ons gee die moed op die af, al vergaan ons uiterlike mens, nogtans word ons innerlike mens dag na dag vernuwe. Paulus se lyding in 2 Korintiërs 11 is verstommend. Maar hierdie lyding nie oorwinning. Die Here sê vir Paulus, my genade is veel genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek in my swakhede roep, sodat die krag van Christus in my kan woon. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Mag die Heilige Gees ons in ons swakheid wys op Christus Jesus, ons Here se oorwinning. Ons is besig met 'n stryd wat klaar gewen is. Buite van die oorlog word alreeds, so te sê, aan die Here van die ganse aarde gebring. So oorwinning Christus. Ons swaar kry, die swaar kry van die gelowiges, die betekenisloos. Die Here. Die Here is 'n besondere plan van verlossing deur swaar kry. Amen. Ons antwoord, ons sin, is die woord van die Here, Psalm 97. Waarvan die eerste en die 4de vers. Beskaamd word alle siel wat voor die beelde kniel, met lofwoord en gebede gerig op die te Here. Hoogwoorde sê die Here, hy skop en niemand meer. Hulle buig hulle diep en stom die ganse godendom voor God se grootheid. Psalm 97, 1 en 4 en dan gaan ons saam. Wees ons genadig dat ons U meer en meer mag ken, meer en meer verstom mag word oor die heiligheid en die almagtige heerlikheid, alomteenwoordigheid, die majesteit.
ons vol met die Heilige Gees, Here. Mag ons die woord ons wonderlik ken, sodat ons kan staande bly en met die beloftes ook versoekings kan weerstaan deur ons Jesus Christus. Die versoekings weerstaan het met die woord, wat gesê daar staan geskrywe. Dan besef ons hoe groot is die woord. Ja, dis die stem van die lewende God. Maak ons lief vir die woord, Here. Dankie dat U ons hierdie dag gee, wat ons juis so mag spandeer in die woord en die gebed, saam met die gelowiges. U maak ons vry, Here. Ons wil U daar vandag geloof. Ons sien dit in hierdie dag, dis ons vryheid wat U vir ons gee. Vader, ons wil bid, soos wat U ons geleer het om te bid, die seën ons geleer het, ons Vader wat in die hemel is, mag U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, en laat U wil geskied, soos in die hemel, net so op die aarde. Vandaag ons dagelijkse brood, vergewe ons ons sondes, net soos ons vergewe wat teen ons sondig. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewig. Amen. Psalm 48, vers 2 en 3. Skrif in 2 van ons sin van God se vyande stom verbaas oor hulle nederlaag. 48, 2 en 3, en dan is die weer ons weg in sy rekslusie. Gemeenskap van die Heilige Gees sy